Goeiemôre gemeente. Dis my groot eer om weer hier by julle te kom kuier. Ek weet nie wie van u was laas ook hier toe ek hier kom kuier het nie. Ek dink dit was op die kop amper 4 maande terug, net na Kersfees laas jaar. En laas toe julle my gesien het, was ek was net gelegitimeer gewees, maar ek was nog nie beroep gewees nie en ek het nog nie graad gevang nie. So nou staan ek vandag hierso by julle. Ek is beroep, ek het graad gevang. Ek is alles deur wat ek moes deurkom, my tale lê nou nog voor en alles anders, maar dis nog steeds my groot voorreg om by julle te wees. Dankie dat julle my genooi het om hier te kom praat vandag. Ek mag die Here regtig vanoggend seën en die boodskap opsien wat ons gaan hoor. So ek wil vra dat ons vir 'n oomblik stil word in ons harte en dan sal ek vir ons met die woorde met die seënvloed begin. Kom ons raak stil voor die Here. Psalm 36 vers 7 tot 9 sê: As ek aan U dink op my bed, oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Gemeente, die drie enige God van liefde, Vader, Seun en Heilige Gees, verwelkom u vanoggend met oop arms. Ontvang dit en geniet dit. Amen. Kom ons staan dan vir die openingslied, of sit julle vir die openingslied? Julle bly sit. Okay. Of julle staan. Ek het nou twee antwoorde by twee persone gekry, so ek gaan maar nou sê ons staan. Ek dink is beter so. Kom ons staan dan vir lied 175 vir ons loflied. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Liewe Here, ons dankie vir hierdie wonderlike geleentheid ons vanoggend het om saam as gemeenskap van gelowiges, as 'n familie van gelowiges saam te kan kom en saam U naam te prys, Here. Dankie vir hierdie liedere waarmee ons kan saam sing, Here. Dankie dat ons die voorreg het om uit U woord uit te leer. Here, ek wil vir U vra dat U elkeen van ons wat vanoggend hier so is, Here, dat U ons harte sal rustig maak, Here, dat U ons koppe sal rustig maak, dat ons alles kan afskakel wat ons dalk deur die week gepla het, Here, of wat ons dalk vanoggend nog gepla het, dat ons onsself nou net sal oopmaak om U ten volle en ten diepte te ontvang. Here, mag ons hoor wat U wil hê ons moet hoor, mag ons sien wat U wil hê ons moet sien. Here, mag ons iets uit vanoggend se boodskap uitneem, wat ons nou na die tyd en in die week vorentoe in die wêreld kan dra en ligdraers op uit in die wêreld mag wees. Bid in Jesus Christus naam alleen. Amen. Okay, so gemeente, ek weet nie of daar baie van die is wat hierso is, wat ook so lief is vir flieks soos ek nie. Maar ek het nou en dan is dit 'n bietjie ongesonde liefde, maar ek leer om dit nou net 'n gesonde liefde te maak, maar
Ek weet nie of jy al gesien het, in flieks is daar 'n baie bekende ritme of 'n toneel wat alle jare uitspeel en dit begin by die toneel van iemand wat val. Dit kan nou van 'n kraans af wees, dit kan van 'n gebou af wees, dit kan van 'n helikopter af wees, of dit kan in die see wees, maar ons sien hierdie tonele in die flieks waar dit fokus op hierdie persoon wat op hulle laaste hand hang en hulle die kamera gaan sommer in slow motion en jy sien hoe elke vingertjie is besig om los te gaan en hulle trek hierdie hele toneel so uit dat jy begin sommer sweet soos wat jy daar sit, dink jy okay, hierdie persoon gaan dit nou nie maak nie. Dit is nou te by, hulle trek hierdie toneel nou so lank uit en dan ewe skielik kom daar hierdie moment in hierdie toneel waar daar 'n hand is wat uit nêrens uitkom nie en hierdie hand wat val gryp. En dan besien ons dan ewe skielik hierdie hele fokus wat gegaan het op die val word nou baie vinnig met baie groot verligting geskuif van die val af na die hand wat jou gered het in die fliek of die hand wat toe die persoon gehelp het. En dis 'n ongelooflike bekende tipe verhaal wat ons in baie flieks sien en ek het nogals die idee gekry dat hulle hierdie toneel eintlik by die Bybel geleen het. Want ons weet die Bybel was eerste, so alles wat in die flieks uitkom, dit is al 'n bietjie geleen of 'n bietjie gesteel, maar op vandag se teks sien ons hierdie toneel uitspeel in die Bybel. Ons gaan kyk na 'n teks waarmee julle ook baie bekend is en dit is die teks wat gaan oor Jesus wat op die water loop. Maar die fout wat gebeur as ons praat oor die storie van Jesus wat op die water loop, dan kyk ons dikwels, dan fokus ons dikwels net op Petrus. Want ons onthou, Petrus het toe gegaan en hy het toe ook op die water geloop, maar toe kom sy vrees, toe kom sy twyfel en toe kom sy aksie van waar hy begin sink het. En dan as ons aan die storie dink, dan word die les net so vinnig in ons koppe, ons moet net nie soos Petrus wees nie. Ons moet net nie ons oë van Jesus afhaal nie, ons moet net nie soos hy wees nie. En dit is nie verkeerd nie, maar ek wil vanoggend vir u 'n gedeelte van die teks wys wat ons aandag eintlik vestig op ietsie anders. Want die teks wil ons vanoggend herinner of wil ons vanoggend vat na die plek toe, nie net waar Petrus sink nie, maar waar ons Jesus se hand sien wat uitreik. So ja, ek gaan vir ons saam lees uit Matteus 14 vers 22 tot 33. Ekskuus. Dit sê en onmiddellik, so net voor hierdie is dit ook waar Jesus die wonderwerk gedoen het van waar hy die brood en vis vermenigvuldig het. So hierdie gebeur nou net na dit. En hy sê, en onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en solank voor hom na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dis 'n spook, en van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en op Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy en hy sê, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê en die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die seun van God. So daar's een woord waarop ek wil klem lê, op fokus lê vanoggend, wat ons ook so vinnig oor kan lees, en dit is die woord dadelik. So Jesus doen 2 dinge dadelik. Hy sê dadelik vir hulle toe hulle nou gedink het is 'n spook, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. En die tweede dadelik is eintlik waar vandag sy fokus gaan, en dit is dat Jesus het dadelik sy hand uitgereik. So hy het nie eers 'n oomblik later gewag nie, hy het nie gewag totdat Petrus homself regryk nie,
Hy het nie gewag totdat Petrus eers weer sterk genoeg geword het nie, maar Jesus het dadelik sy hand na hom toe uitgereik. En ek dink dis die detail wat ons baie vinnig mis. Want wanneer ons hierdie gedeelte lees, soos ek nou genoem het, fokus ons baie vinnig op Petrus se mislukking. Ons sien sy vrees, ons sien sy twyfel, ons sien hoe hy begin sink, en dan maak ons baie vinnig die gevolgtrekking, maar ons kan net nie soos Petrus wees nie. Petrus wat nou saam met al die disippels hierdie geleentheid gehad het, waar hy al so lank en naby saam met Jesus kon stap, dat hy so vinnig sy geloof kon verloor, en sy oë af van Jesus afhaal en begin sink, en ons moet net nie, ek moet nou net nie so wees nie. En dit is waar, ons moet daai deel van die storie raak sien, maar dit is belangriker dat ons raak sien, dit is nie waar die verhaal eindig nie. Want Petrus het sy oë af van Jesus afgehaal, en hy het begin fokus op die wind en die golwe, en hy het toe begin sink, maar dit is belangrik dat ons stadiger beweeg oor Jesus se reddende aksie na Petrus se mislukking. Want as ons net fokus op Petrus se swak geloof, as ons net fokus op hierdie mislukking van hom, dan mis ons die hele hart van hierdie teksgedeelte. Want die hart van hierdie gedeelte is nie hoe vinnig ons geloof, ons menslike geloof kan misluk of kan val nie. Maar die hart van hierdie gedeelte gaan oor hoe vinnig Jesus beweeg na iemand toe wat sy geloof besig is om te val. Want die finale beweging is juis Jesus se hand wat uitreik. En dit verander alles. Dit verander heeltemal hoe mense na hierdie storie kyk en na die hele Bybel kyk. Maar voordat ons daarby uitkom, moet ons ook eers eerlik wees en praat oor iets wat ons almal baie goed ken, en dit is storms. En ek praat ook nie van KZN se onvoorspelbare storms wat ons nou en dan druk nie, maar veral metaforiese storms in ons lewens. En dit is storms van onsekerheid, storms van twyfel, storms van seer, storms van siekte en van dood, storms van verhoudings wat moeilik raak, of storms waar mens net besef, maar my geloof het uitgehardloop. Al hierdie dinge is storms waarin ons self kan bevind. En dan baie keer begin ons soos Petrus, ons begin goed, ons stap saam met Jesus, ons volg hom, ons vertrou hom, maar dan ewe skielik een dag begin ons die wind sien. En wanneer ons die wind sien, begin ons sink. Want dit wat ons vir onsself moet vra, is dan juis, wanneer ek in 'n storm is, waarheen is dit waartoe my oë eers draai? Wanneer ek onseker is oor die toekoms, of wanneer dinge nie uitwerk soos waarvoor ek het gehoop het nie, of waarvoor ek het beplan het nie, of wanneer ek bang begin raak, wat gebeur met my geloof? Raak dit sterker, of begin ek stelselmatig sink? En dis dan wanneer hierdie ongelooflike oomblik kom, waar Petrus begin sink en hy roep uit en hy sê, Here, red my, en dan sê die teks, Jesus het dadelik sy hand uitgesteek. En daardie woord dadelik dra soveel betekenis, want dit wys vir ons dat Jesus wag nie vir Petrus om homself reg te kry nie. Jesus wag nie vir Petrus om eers weer sy fokus in orde te kry nie. Jesus wag nie vir Petrus om eers sy geloof te herstel nie, maar Jesus reik dadelik sy hand uit. Want nou gaan die storie nie meer oor Petrus wat sink nie, maar dit gaan nou oor Jesus se hand wat uitreik. En dit is belangrik, want baie keer en so maklik in ons lewens, begin ons fokus, of vat al ons fokus, gaan dit na ons eie swakheid toe, of ons eie mislukkings, of ons eie slegtighede van ons menswees, en dan fokus ons nie op die feit dat Jesus naby is nie, op die konstante nabyheid van die Here nie. Want ons fokus op ons eie twyfel, op ons eie vrees, op ons eie mislukkings, of ons eie swak geloof, maar hierdie teks wil ons juis herinner om ons aandag weg te skuif. Nie na die sinkende aksie nie, maar na die hand wat uitreik. En daar's nog 'n ongelooflike mooi uitbeelding wat ons wat vandag bestaan, wat ons kan help om hierdie waarheid nog dieper raak te sien. En dit is die skildery met die naam The Creation of Adam, wat Michelangelo geverf het. Daai eenste skildery. En hierdie skildery is heel waarskynlik een van die mees herkenbare kunswerke daar buite in die wêreld. En wat hierdie skildery so besonder maak, is nie net die tegniese vaardighede wat daarin gesit is nie, alhoewel dit
absoluut besonder is, wat ek nooit eers kan dink as ek dit in my lewe kon verf nie. Maar wat daar ook in weggesteek is 'n teologiese diepte wat so vinnig gemis kan word, net soos wat dit in hierdie verhaal mis kan word. Want as ons nou kyk na, so dis God aan die regterhand en Adam wat aan die linkerkant sit, en as ons dan na God kyk, God se hand is heeltemal uitgestrek. Sy hele liggaam beweeg vorentoe, hy beweeg met intensiteit en hy beweeg met doelgerigtheid, waar as mens dan na Adam se kant kyk, waar Adam se hand is ontspanne. Sy hand is half uitgestrek, daar's nie dieselfde intensiteit nie, daar's nie dieselfde dringendheid nie. En daardie klein spasie tussen hulle vingers lê is die daai spasie. Maar dit wys vir ons dat God is nie die een wat huiwer nie, God is nie die een wat terughou nie, en God is nie die een wat passief is nie. God is die een wat konstant ten volle sy hand na ons toe uitreik. En miskien is dit 'n diep uitbeelding van hoe ons verhouding ook dikwels met God lyk. Want baie keer gebeur dieselfde met ons, dat wanneer ons deur storms gaan, of wanneer ons begin sink, of wanneer ons begin bang raak, dan reik ons hand uit, dan reik ons hand uit, en dan reik ons hom met volle intensiteit uit, en ons trek hom so ver as wat ons kan. Maar wanneer dinge dan rustig begin raak, of wanneer ons nie meer, wanneer die waters kalm raak, of wanneer die lewe net weer goed gaan, dan raak ons hand ontspanne soos wat Adam se raak. Want dan is dit nie so dringend nie, dan is ons nie meer so afhanklik nie, en dan is dit nie meer so uitgestrek nie. En dan weer eens wat ek dan vir myself moet vra, is hoe lyk my hand wanneer dinge goed gaan in my lewe? Wanneer die lewe rustig is, soek ek God nog steeds met dieselfde intensiteit. En wanneer daar nie 'n storm is nie, reik ek nog steeds my hand uit na God toe. Of raak ek soms gemaklik? Raak ek te rustig in die lewe? En die ongelooflike waarheid wat saam met dit kom, is dit dat God se hand verander nie. Hy hou sy hand altyd uitgestrek, nie net wanneer jy sink nie, nie net wanneer jy twyfel nie, nie net wanneer jy bang is nie, maar selfs in die dae wanneer jy gelukkig is. Selfs in die dae wanneer jy al van God vergeet, of wat hy in die agtergedagte is. Sy hand is altyd daar om ons vas te hou en om ons te ontvang. En dan nou, wanneer ons dan terugkom by die Matteus 14 teks, dan sien ons hoe die waarheid dan 'n nog dieper betekenis kry. Want dit is presies wat ons hier in Petrus se verhaal sien. Want Petrus begin sink, hy roep uit, en Jesus reik uit. Jesus reik dadelik uit. Want Jesus se hand was al reeds gereed. Hy het nie gewag vir perfekte geloof nie, hy het nie gewag vir perfekte disippels nie, en hy het nie gewag vir mense wat nooit getwyfel het nie. Die ongelooflikste ding wat ons hier sien, is dat Jesus reik uit na sinkende disippels toe. En dit is vir my die mooiste definisie, of die mooiste voorbeeld, nie die mooiste nie, maar een van die top 5 voorbeelde van wat genade is, en hoe genade lyk. En dan nog iets wat ons definitief nie moet mis in die verhaal nie, is dat Jesus gryp Petrus, Jesus reik uit na Petrus toe, en dan korrigeer hy hom. Dan help hy hom reg, dan vra hy vir hom, en sê hy vir hom, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En wat belangrik is vir ons, is om die volgorde op te let van hoe dit gebeur het. Want Jesus het hom eers vasgetrou, hy het hom eers vasgehou, en toe help hy hom reg. Want Jesus korrigeer nie van 'n afstand af nie, maar hy korrigeer met 'n hand wat jy al reeds in liefde vashou. En dit verander hoe ons na Jesus se stem luister, en hoe ons dit verstaan. Want baie keer dink ons, dat Jesus sal ons eers help, sodra ons dingetjies in orde gekry het, sodra ons ophou met ons gewoontes, of sodra ek op weer my geloof hê waar dit moet wees, dan sal Jesus my kom help. Maar wat ons nou hierso duidelik sien, is Jesus help ons terwyl ons besig is om te sink. Hy gryp ons, hy trek ons vas, en dan leer hy vir ons. So wat ek dan vir u wil vra is, hoe hoor jy Jesus se stem in jou lewe? Hoor jy dit slegs as 'n oordeel, of hoor jy dit as 'n stem van iemand wat jy al reeds vashou, wat jy al reeds in liefde vashou en wil reghelp? Want Jesus se waarheid kom nie sonder genade nie, en hierdie oomblik wys vir ons iets ongelooflik dieps van die evangelie.
En dit wys ons sien hierso dat Petrus het nie homself gered nie. Hy word gered omdat Jesus uitgereik het. En dis die hart van die evangelie. Want ons word nie gered omdat ons geloof perfek is nie, of in my geloof elke dag 'n 10 uit 10 is nie, maar ons word gered omdat Jesus naby is, omdat Jesus se geloof perfek is, omdat sy hand konstant daar is. So Petrus se geloof was klein, maar Jesus se hand was sterk geweest. So om op te som, wanneer ons hierdie verhaal lees, is ons baie dikwels geneig om na Petrus te kyk en om in sy foute in te kyk, of sy vrees raak te sien, sy twyfel en sy mislukkings te sien. Maar die evangelie van hierdie gedeelte lê nie daarin dat hy geval het nie, maar dit lê daarin dat hy nie daar gelos is nie. Die klimaks van hierdie verhaal is nie die water wat hom probeer insluk nie, maar dit is die hand wat hom probeer oplig. En dit is waar die gewig van die teks lê. Nie op die broosheid van menslike geloof nie, alhoewel dit daar is, maar die hart of die gewig van hierdie teks lê daar op die standvastigheid van Jesus Christus se genade. Martin Luther het dit so gestel, hy het dit perfek opgesom deur om te sê, faith is not the holding on to God, but the being held by God. Ek gaan net weer vir julle sê, so dit sê, faith is not the holding on to God, but the being held by God. En miskien is dit presies wat ons hier sien. Want Petrus se redding lê nie daarin dat hy sterk genoeg was of sterk genoeg vasgehou het aan Jesus nie. Maar dit lê daarin dat Jesus hom vasgehou het. Dat Jesus die een is wat vasgeklou het aan hom. En dit bly die troos en die sekerheid van elke gelowige, ook tot in vandag toe nog. Dat ons hoop rus nie in die krag van ons eie geloof nie. Ons hoop lê nie in hoe sterk ons dink ons moet wees nie. Maar ons hoop lê in die getrouheid van die een wat sy hand na ons toe uitsteek en dit nooit ooit terugtrek nie. En daarom eindig hierdie storie en ons lewens nie by ons oomblikke van swakheid of die oomblikke waar ons begin sink nie, maar dit eindig by die genade van die Here Jesus wat ons dra. Amen. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Ag liewe Here, ons dankie net weer eens vir die ongelooflike verhaal wat ons hierso in Matteus 14 kan sien, Here. Here, dankie dat ons daarin herinner kan wees dat ons nie onsself red nie, Here. Waar ons bewus kan word dat ons lewe in 'n wêreld waar ons so maklik kan vaskyk in ander mense se swakheid en in ons eie swakheid, Here, en dit so half in die Bybel ook so kan uitlees, maar waar ons ook kan sien dat waar menslike swakheid is altyd gevolg deur u genadige hand. Here, en mag dit vanoggend 'n werklikheid in elkeen van ons se lewens word, Here. Waar daar van ons is wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, Here, deur storms gaan van twyfel of van vrees of van moeilikheid in die familie of van siektes in die familie of van dood in die families, Here. Help ons om te vertrou in u hand wat daar is om ons te dra. Here, mag ons oë elke dag oop hou en gaan soek na daardie hand, Here, en mag ons nie soos Adam in daai skildery 'n half ontspanne hand hê, Here, maar mag ons werklik elke dag ons hand ten volle na u toe uitreik, net soos wat u hand ten volle na ons toe uitreik. Here, waar ons ook vanoggend gesing het dat wat ons is net genade, en wat ons het is net geleen. Mag dit ook 'n werklikheid in ons harte raak, Here. Mag ons weet dat al ons wat ons is en wie ons is ook net genade geskenk van u af. Here, en ons dankie daarvoor en ons prys u daarvoor. En gebruik ons soos wat ons is, Here, en waar ook al u in ons journeys met ons is, mag ons die koninkryk van die hemel hier op aarde help om te verbreed en te vergroot en om u liefde uit te reik, Here. En mag dit net van 'n plek kom van waar ons u liefde ken en nie dat ons voel ons moet dit uit dade uit doen nie. Here, ons waardeer u met ons volle harte en ons vertrou u met alles in ons, Here. Ons dankie dat u 'n hand het wat nooit ons alleen los nie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Also ek besef, ek weet nie of ek baie vinnig praat as ek preekie,
maar ek sien dit is nou eers 8:30, so dit is maar 'n bietjie 'n vinniger diens. En dis, ek beloof ek het nie so beplan nie, ek weet dit is ook lang naweek, maar dit was nie die rede vir dit nie, maar ja, ekskuus daaroor. So kom ons staan vir die slotlied en dan sing ons saam. En dan sal ek ons die seën uitspreek. Jy is welkom net daar waar jy staan, u hande oop te maak om die Here se seën te ontvang. Mag die liefde van God die Vader, wat sy hand voortdurend na julle uitsteek, julle dra en bewaar in elke storm van die lewe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat onmiddellik reik na die hand wat sink, julle oprig, versterk en vashou in sy trou. En mag die troos en teenwoordigheid van die Heilige Gees julle harte vul met vrede en julle leer om in geloof te leef, nie uit julle eie krag nie, maar in die sekerheid dat julle gedra word. So sal die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met julle wees, nou en vir altyd. Amen.